Ons lees dan vanoggend vanuit die brief aan die gemeente in Filippense, hoofstuk 3, vers 1 tot 21, die opskrif van hierdie gedeelte, waarskuwing teen valse apostels en die vermaning om die vrugte van die Gees voor te bring. Let veral op vers 14, ek gaan dit so lank vir u lees, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Voordat ons hierdie hele gedeelte saam lees, kom ons word eers stil, broers, kom ons staan en as gemeente kom ons nader ons Here en ons God. Grote God en almagtige Here, ons is hier om u eer te bring, om u lof te besing. Want u het ons eerste lief gehad. U het ons harte kom rein maak en deur die woord en gees die bande met die sonde verbreek. As verlostes kan ons nou juig en in Christus bly wees. As verlostes is ons juis nou in aanbidding saam voor u vergader, want niemand verdien ons loflied anders as u nie. En daarom is ons vanoggend hier, om deur u woord te leer en na u te luister. Daarom is ons vanoggend hier om deur u Gees gelei, versterk te word en te groei. Ons bid en vra, o Here, dat u met ons sal praat, dat u ons sal wys wat om te doen, maar dat u ons ook elke dag sal herinner aan wat u reeds gedoen het. Ons weet u is elke oomblik met ons. Help u ons. Wys u ons waar daar werk is om te doen en waar om te groei. Wat ons vra is dat u ons so sal lei dat ons lewens sal wees tot verheerliking van die heilige naam. En ons bid ook en vra dat u ons elke keer sal herinner, wat ons hier instap, dat dit 'n besondere geleentheid is, 'n erediens van ons Here is. En dat ons daarna sal smag om so saam in aanbidding en gewydheid voor u te kan staan. Here, ons vra ook dat u met almal sal wees wat nie hier kan wees nie. En dan as geloofsfamilie dink ons op hierdie stadium in besonder aan oom Andreas en sy familie. Ons bid vir dominee Albert. Ons bid vir oom Henny. Ons dink aan Drie se pa. Ook aan Frikkie en oom Skalk. Hoor ons bede van vergifnis. Ons vra dat u ons oortredinge sal vergewe. En ons vra ook dat u elkeen in hierdie gemeente sal seën, maar in besonder hulle wat hierdie week verjaar. Maar alles wat ons bid, alles wat ons vra, ons kan dit nie vanuit onsself uitvra of in onsself regkry nie. Daarom vra ons dit alleen in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Filippense 3 vanaf vers 1. Verder, my broeders, verbly julle in die Here. Dit is vir my nie lastig om dieselfde dinge aan julle te skryf nie, en dit gee julle sekerheid. Let op die honde, let op die slegte arbeiders, let op die versnyding,
Want ons is die besnydenis. Ons wat God in die Gees dien en in Christus Jesus roem en nie op die vlees vertrou nie. Alhoewel ek rede het om ook te vertrou op die vlees as iemand anders meen dat hy op die vlees kan vertrou, ek nog meer. Ek is besny op die 8ste dag, uit die geslag van Israel, uit die stam van Benjamin, 'n Hebreër uit die Hebreërs, wat die wet betref 'n Fariseër, wat ywer betref 'n vervolger van die gemeente, en wat die geregtigheid in die wet betref onberispelik. Maar wat vir my wins was, dit het ek om Christus wil skade geag. Ja, waarlik, ek ag ook alles skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus my Here, ter wille van wie ek alles prys gegee het en as drek beskou, om Christus as wins te verkry en in hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met die wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is deur die geloof, sodat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word, of ek miskien die opstanding uit die dode kan bereik. Nie dat ek dit al verkry het of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna of ek dit ook kan gryp, omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp is. Broeders, ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Laat ons almal dan wat volmaak is, so gesind wees. En as julle anders gesind is, sal God dit ook aan julle openbaar. Maar wat ons reeds bereik het, laat ons volgens dieselfde reël wandel, laat ons eengesind wees. Wees ook my navolgers, broeders, en let op die wat so wandel soos julle ons tot voorbeeld het. Want baie van wie ek julle dit dikwels gesê het en nou ook onder trane sê, wandel as vyande van die kruis van Christus. Hulle einde is die verderf. Hulle God is die buik en hulle eer is in hulle skande. Hulle bedink aardse dinge. Want ons burgerskap is in die hemele, vanwaar ons ook as verlosser verwag die Here Jesus Christus, wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam, volgens die werking waardeur hy ook alles aan homself kan onderwerp. Ons lees net tot sover. Vers 12, ek jaag daarna of ek dit ook kan gryp. Vers 14, ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Ek onthou my oudste meisiekind deur die gange in ons huis in Pretoria seil met 'n groot spoed nadat sy net geleer kruip het. Ek onthou die eerste keer wat sy nalope gehardloop het en mamma harder gegil het as enigiemand anders op die paviljoen. Ek onthou die eerste keer wat sy voordrag gelewer het. En met Chantel net so. Toe sy klein was waar haar sussie gegaan het, het sy opgegaan. En waar my ou sus besig was, dit het klein sus gedoen. As die ander kinders gehardloop het, het sy haar bes probeer om
om by te bly en baie vinnig het sy enigiets opgetel wat ander gesê en gedoen het. Maar die tyd stap aan. En al hierdie dinge is deel van groot word. En so het ons almal staaltjies van ons eie kinderjare, en ook die kinderjare van ons kinders. Al hierdie dinge is deel van groei. En wat 'n voorreg om daarvan deel te wees, mag ons dit nie vir 'n oomblik vergeet nie. Want so maklik vat ons al hierdie dinge as vanselfsprekend. En dit is 'n wonder om te aanskou. Dit is 'n genade om in te deel. Groei, leer, groot word. Dis waaroor Paulus met die gemeente in Filippi praat. Groei, leer en groot word. Maar Paulus spreek oor 'n spesifieke groei. En hy doen dit op 'n wyse waarop ons gerus maar van kan kennis neem. Deur die jare in ons verbondsonderrigboekies word daar by verskeie geleenthede gepraat van die verskillende trappe van die heilsorde. Spesifiek die uitverkiesing, roeping, wedergeboorte, geloof, bekering, regverdigmaking en verheerliking. En dan een ander element, een ander stap. 'n Eienskap van 'n kind van God wat op niks anders neerkom as groei nie. Maar dit is nie groei in ouderdom of volwassenheid nie. Dit is groei in die geloof. En dis die heiligmaking. Nou dit is 'n baie belangrike element. 'n baie belangrike stap. Maar een waarvan ons soms baie maklik vergeet. Een waaraan ons nie altyd werk soos wat ons moet nie. En waarom ons dan nie groei soos wat ons veronderstel is nie. In die brief aan die Hebreërs staan daar baie hard en duidelik, Hebreërs 12 vers 14, jaag die vrede na met almal en hoor mooi, en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie. Die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie. Groei waarsonder niemand die prys sal verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus, soos wat Paulus dit beskryf nie. So dit is nie 'n saak wat ons ligtelik moet opneem nie. Nou Paulus begin om hierdie groei te beskryf deur eers te verwys na dit waarmee 'n mens moet breek. Hy sê dit is 'n breek met die dinge van die verlede. Ek vergeet die dinge wat agter is. En hy verduidelik vir ons vanuit sy eie lewe wat hy daarmee bedoel. Vir hom was dit 'n breek, of het hierdie breek behels 'n breek met al die verkeerde sieninge en gebruike wat hy ook in sy godsdiens gehandhaaf het. Die dinge wat hy gedink het reg was, die dinge wat hy gedink het vir hom redding sou bring. En dit was groot dinge wat hy moes agterlaat. Groot dinge wat hy agter hom moes skuif om waarlik te kon groei in Christus. Ons lees, hy was besny op die 8ste dag. Iets waarop hy geroem het as Jood.
Hy was gebore uit die geslag van Israel, uit die stam van Benjamin. Hy skryf 'n Hebreër uit die Hebreërs, 'n Jood onder die Jode. En ons weet, soos hy sê, hy was 'n ywerige Fariseer. Hy het teen alles geveg wat die Joodse godsdiens bedreig het, selfs die gemeentes uitermate vervolg, skryf hy vir ons in Galasiërs. Onberispelik het die wet nagevolg. Boop dit was hy 'n kampvegter vir die gebruike en tradisies van sy volk. Godsdienstige man wat onder die hoogste kringe van die samelewing beweeg het. Leerling van Gamaliel. Patriot. Godsdienstige leier. Maar op daardie stadium nie 'n kind van die Here nie. Na sy wedergeboorte, nadat God hom tot bekering gelei het, het hy besef, al hierdie ander dinge beteken eintlik niks. As jou verhouding met God nie reg is nie. Dat al hierdie ander dinge struikelblokke in jou lewe word, as jy nie in die regte verhouding met jou Skepper en jou Verlosser staan nie. Dan staan dit in die pad van jou heiligmaking, dan word dit struikelblokke in die groei wat jy moet doen. Hy sê reg, die dinge van gister het hy as skade geag om Christus wil. Hy het dit alles prysgegee en as drek beskou sodat hy Christus, die prys wat hy vir die mens gebring het, ten volle kan ontvang en geniet. Om te groei beteken om te breek met die dinge wat jou terughou. Om te groei in Christus beteken om afstand te doen met al die sondige dinge van jou verlede wat jou verhouding met jou Here skade berokken. Daardie begeertes van 'n verleidelike hart wat soek na die dingetjies wat ons so gelukkig maak, wat ons dink ons gelukkig maak. Wat smag na die verkeerde wat ons wese vol vlekke los. Wat eintlik soveel skade in ons verlede ook veroorsaak het. Soveel seer gebring het. En uit hierdie voorbeeld van Paulus sien ons, dis ook die dinge in ons persoonlike godsdiens, die dinge wat nie reg is nie. Of die dinge wat ons vir die verkeerde redes doen. Die verkeerde rede waarom ek kerk toe kom. Die verkeerde rede hoekom dalk my kinders verbondsonderrig toe bring. Die verkeerde rede hoekom ek my bydrae lewer, die verkeerde rede hoekom ek my huisgodsdiens doen, selfs die verkeerde rede kom ek my Bybel lees. Op die verkeerde redes waarom ek die dinge doen, moet ek my rug draai, sê Paulus. As dit nie gaan oor Christus en die eer van God nie. Is ons besig met dieselfde koue en liefdelose rituele gebruike as wat Paulus gedoen het voordat hy sy Here leer ken het. Hy noem dit skade en drek. Ek
ag ook alles skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus my Here, ter wille van wie ek alles prysgegee het en as drek beskou, om Christus as wins te verkry en in hom gevind te word. Maar daar is nog 'n gedeelte in ons teksvers waarmee Paulus hierdie pad van heiligmaking, van geestelike groei, geestelike groot word beskryf, buite net om te vergeet die dinge wat ons in die ou lewe agterlaat. En hy sê dit so mooi in ons teksvers, ons strek uit na wat voor is en jaag na die doel. Om te groei is om vorentoe te beweeg. Om geestelik te groei is om na Christus te beweeg. Dis die heiligmaking. Al nader en nader aan God, al meer en meer soos Christus. Vorentoe met die doel om hom te verheerlik en in hom die prys in ons Here Jesus Christus te vind. Nou mense, groei is nie maklik nie. Dit kos energie, kos oefening, selfs hartseer. Om te leer, om te sit, kos maar om 'n paar keer om te val. En om te leer kruip, kos maar om 'n paar keer eers op jou neus te duik. En om te leer loop en hardloop, behels maar baie trane en 'n klomp blou kolle. Rondom ons as ons na die natuur kyk, oral is dit die geval. 'n Kuiken wat gebore word, moet eers deur die dop van die eier breek. 'n Saadjie wat ontkiem moet deur die grond druk om die lig te bereik. 'n Kind van God. Kind van God moet homself prysgee. Daar is kere wat ons tydens ons geestelike lewenspaadjie val, struikel. Wat ons 'n bloedneus kry of 'n bloukol wen vir die moeite wat ons doen. En daar's kere wat ons maar weer terugval in die ou sondes, die dinge agter ons, wat so moeilik is om van ontslae te raak. Maar dit is deel van groei. Dis wat die heiligmaking behels. Om nie weer vas te hak by daardie verkeerde dinge van die verlede nie, maar om op te staan waar ons val, jou broek af te stof en weer te probeer om daardie volgende tree te gee. Vandag is dit dalk 1 tree voordat ons val. Maar môre of oormôre is dit 2. Nou Dani Botha wat die afgelope ruk vir die verkeerde redes in die media was, jare terug 'n pragtige liedjie geskryf met die titel Wie kan dit verstaan? En in die lied sing hy so mooi, as jy val, jy gou weer opstaan. Uithou, aanhou. Dis deel van ons bestaan. So ook met ons heiligmaking. Wanneer jy val, wanneer die dinge van die verlede jou inhaal, wat doen jy? Jy staan op in jou Here en jy gaan aan in sy krag. Groei vorentoe. Altyd met die oë gefestig op Christus. Broers en susters, hy is nie net die een wat jou opgehelp het as jy geval het nie.
Hy is nie net die een wat jou trane afdroog as jy seer kry nie. Hy is nie net die een wat jou motiveer om voluit aan te gaan en die wenstreep te bereik nie. Hy is die een in wie groei in ons harte plaasvind. Paulus tref daardie onderskeid verse 12 en 13 en sê hy het dit nie self gedoen, bewerk of eers verdien nie. Christus het die saadjie van die geloof in hom laat begin groei. Ek jaag daarna of ek dit ook kan gryp, omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp is. Broeders, ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie. Christus is die een wat ons bevry van die koue, harde dop van die sonde. Hy is die een wat ons na die lig gelei het. En in hom is ons weergebore. En nou is hy die lewende water wat ware groei moontlik maak. Die realiteit is sonder hom was ons nog steeds vasgevang in die dinge van die verlede. Daardie dinge wat ons van God weghou het. Al daardie dinge wat ons toe gedink het so waardevol, so belangrik is. Maar as ons dit teen ons Here opweeg, sien ons dis niks meer as drek, as skade nie. Sonder hom sou ons vandag hier waar ons nou sit, steeds vyande van die kruis gewees het. Bedenkers van aardse dinge met die buik as God en skande vereer, sê Paulus. Sonder hom, sonder Christus, weet ons wat sou ons einde gewees het. En kon ons niks daaraan doen nie. Maar nou sê Paulus, is ons nie meer slawe van die sonde nie? Is ons nie meer en word ons nie meer geboei deur die dinge van die wêreld en van die verlede nie? Ons burgerskap is in die hemele, ons erfenis is 'n verheerlikte liggaam. En as kinders van God is ons verwagting ons Here Jesus Christus. Maar nou moet ons vorentoe. Ongeag hoe seer, ongeag hoe moeilik, ongeag hoe hard dit ook soms vir ons hier voel, ons moet groei. Ons moet strek en daarna jaag asof ons dit nou al reeds kan gryp. En ons doen dit omdat Christus reeds daardie ewige prys vir ons geskenk het. Die Nederlandse geloofsbelijdenis beskryf die heiligmaking dat die ware geloof in die mens gewerk deur woord en gees om wederbaar en 'n nuwe mens maak, om 'n nuwe lewe laat lei en hom vry maak van die slawerny van die sonde, die verkeerde dinge van die verlede. Maar nou, dit is onmoontlik dat hierdie heilige geloof werkloos in die mens sal wees. Daardie geloof sal jou dring, want dit is 'n geloof wat die mens beweeg om hom te oefen in die werke wat God in sy woord beveel het. 'n Kind van God kan nie anders as om hierdie pad te stap, as om te groei in heiligmaking nie. 'n geloof wat 'n mens laat groei, dit is die heiligmaking in ons Here Jesus Christus. Met ander woorde, moenie meer soos die res van jou wêreld jou rug
op jou God te draai en die sonde na te jaag nie. Maar om jou rug op die sonde te draai en jou Here na te jaag. Om vorentoe te beweeg. Al nader aan ons Here. Ons hoor die waarskuwing. Sonder die heiligmaking niemand God sal bereik nie. Ons onthou hoe die Heilige betaal het, dat ons hierdie groei kan doen in heiligheid. En al is ek nie volmaak nie, al is ek nog slegs op pad na volkome heiligmaking, en al weet ek sal dit in hierdie lewe nooit kan bereik nie. Ek jaag daarna of ek dit ook kan gryp, omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp is. Ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie. Ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is. En jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Aan hom al die eer. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God, ons redder en ons verlosser. Groot is u heilige naam. U almag weet ons ken geen perke. U genade is onbeskryflik groot en u liefde selfs tot die ander kant van die dood toe. Niks weet ons kan ons uit die hand ruk nie, nie Satan nie, nie omstandighede nie, nie ons verlede nie, nie eers ons eie sonde nie. Sou dit afhang van onsself, dan was die prentjie maar donker. Sou ons self die prys moes verdien, was daar geen hoop of troos te vind. Maar deur die genade, o Here, hang dit nie af van wie ons is nie, maar wie u is. Dit hang nie af van wat ons doen nie, maar van wat u vir ons gedoen het. Daarom reken ons, as Paulus sê, besef ons self het ons dit nie gegryp nie. En bid ons, help ons, o Here, om altyd in die geloof aan hierdie waarheid vas te hou, te groei vorentoe, te gryp. Al is dit soms moeilik, en al is dit soms seer. Daar waar ons struikel op die pad van heiligmaking, bid en vra ons dat u ons sal help om gou weer op te staan. Want niks is uit verdienste, nie alles net genade. En u het daaroor beskik om ons deel te maak van die koninkryk van God. Aan u al die eer en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ek gee geleentheid vir